Want ons is dromers en doeners. Kom, vertel jou story, deel jou beste dag. Ja, ons is dromers en doeners. Ons praat en ons lag en ons kuier saam. Goeiedag dames en here en welkom by nog 'n episode van Dromers en Doeners. Soos gewoonlik is ons hier in Connection Studios. So dankie aan Jaco van Connection dat jy vir ons hierdie awesome space gegee het waar ons hierdie set kan bou en ook dankie aan Connection Productions wat gehelp het met die beligting op die stel. Ek is baie op my senuwees vandag want ek sit hier met 'n gas wat elke liewe dag voor die kamera is. En ek dink my ouetjie wat saam my werk hier so Marco het nou net vir hom gevra, ek hoop jy is skaam of bang vir kameras nie. So ek gaan vandag my beste moet gee en dan kyk ons nou maar of ek die job gedoen kan kry. Hy's 'n akteur op Binnelanders, julle ken hom as Louis Koster. Hy's ook 'n sanger, hy's ook 'n liedjieskrywer, maar verwelkom asseblief vir Germant Geldenhuys. Dankie, dis baie lekker om hier te wees. Yes, nee. En as jy nou sê is op jou senuwees, wil ek vir jou sê kalmeer, moenie worry nie. Ek sal eers as die podcast verby is, sal ek vir jou notas gee, okay? Asseblief, ja. Moet jy nie live gee nie. Ek sal nie live vir jou sê, ja. praat 'n bietjie harder of so. Kritiseer na die tyd. Ja, na die tyd, ja. Nee, ek grap, ek's actually heel fine, Okay. maar ek meen, jy is letterlik elke dag voor 'n kamera. Dis seker vir jou nie eers meer weird nie. Nee, ek moet sê, dit is nogal iets wat, ek dink mense nogal gewoond raak. Ja. En ek is nou in my 10de jaar by Binneland, en soos jy sê, ons skiet omtrent, ek dink ons het nou die dag getel, ek dink ons skiet net so onder die 300 dae in 'n jaar. Yes. So om so plus minus 300 dae voor die kamera te wees elke liewe dag en dis jou werk. Ja. Jy raak naderhand so half, dit raak so 'n bietjie tweede natuur. Ja, ja. Daar is nog sekere gevalle waar dit seker 'n bietjie vreemd is. Weet maar oor die algemeen nie. En snaaks genoeg, ek moes nou die dag 'n ding gedoen het waar ek in die kamera in moes kyk en met die kamera moet praat. En dit het my so gegooi. Want dit gebeur nie. Want vir 10 jaar lank moet jy die kamera vermy. Jy moet jy moet met jou mede-akteur of jou ander karakter praat asof daar nie 'n kamera is nie. Ja. En nou skielik moet jy in hom kyk. So dit gooi my nog. Dit was bietjie weird, ja, nee, bietjie weird, ja. Het jy ek wil net sê vandag hoef jy nie te worry nie. As jy wil, daar's jou kamera. Oh, hallo. As jy met mense wil praat, Okay, dankie. jy mag vandag in die kamera Okay. inkyk. Ek kan so nou en dan, maar ek gaan nie die hele tyd kan nie. Ja. My kop begin aan te gaan. So awkward. Ja. Wel, dis hoekom jy gemaklik is voor 'n kamera want jy hoef nooit vir hom te kyk nie. Nooit vir hom te kyk. Jy weet nie as jy dinge staan nie. Ja, exactly. Hoor hierso, ek wil gou aansluit by iets wat jy gesê het oor 300 dae jaar omtrent shoot. Dit laat my baie dink aan jy weet nou wat het ek gedoen vir 'n lewe voor hierdie. Ek gaan nou my storie bietjie omruil hier voor ek meer oor jou vra. Kan jy onthou hoe ons ontmoet het die eerste keer? Ons het ontmoet by, ek wil sê KAKNK. Dis korrek, ja. Ja. Daar by een of ander backstage VIP Dit was 'n VIP saam area met gewees Liesel. daar by, jy is heeltemal reg. Dit was, ek dink dit was so by die Oudtshoorn Burger Sentrum. 2016. Ja, dis die jaar dat ek by Binneland begin het. 2016 Yes, was ek saam met Liesel Pieters daar, sy is my beste vriendin. Ja. En jy was 'n fan of is nog steeds 'n fan van haar musiek Altyd. en ek en sy het daar aangestap en sy het jou gaan groet en jy het haar gegroet en dis hoe ons ontmoet het. Ja, ek is mal oor haar. Net so side note, Liesel. Ek het so 'n bietjie van 'n crush op Sy kyk Liesel. hierdie. O, doen sy. Ja. Liesel, ek love jou. Eendag wil ek nog saam met jou iets sing asseblief. Wow. Nee, een van my favorite stemme in hierdie land. En ook net, kom ons vergeet net vir 'n oomblik van hoe ongelooflik talentvol sy is. Sy's net soos 'n moerse cool mens. Sy is super nice, So ek love haar. Ek love haar. Shout out Liesel. Wel, sy is heel toevallig hier. Liesel, kom maar in. Liesel, yeah. Nee, krap, ek wens sy was hier, so cool. Dis so awesome. Maar ek het haar op season 1 van die podcast O, ja. gehad. So jy kan check. Sy's episode 4 dink ek. Okay, ek gaan definitief moet gaan Ja. loer. Ja. Hoor hierso, so dis waar ons ontmoet het. Maar ek het op daai stadium glad nie in hierdie industrie gewerk nie. Ek het obviously in die wildtuin gewerk en ek weet jy's ook 'n massive lover van die Bosveld maar ons gaan net nou oor daai praat, maar wat ek wil sê is toe jy sê jy skiet omtrent 300 dae 'n jaar. Ek het in my loopbaan wat ek tog gewerk het, ek ook uitgewerk dat ek ongeveer 300 dae 'n jaar game drives gedoen het. Sure. So vir 300 dae 'n jaar spandeer jy tyd in hierdie ongelooflike skepping
en sien al die diere en goeters en hoe hulle operate in die natuur en hoe ons net in unison saamwerk. En net 'n interessante stat, ek het ook uitgewerk dat ek op gemiddeld 180 km 'n dag ry in die wildtuin. En in 'n tydperk van 5 jaar het ek 297.000 km gery in die wildtuin. Ja, dis mal. Dis 7 keer om die aarde. Jo. En die kwessie van 'n jaar. 5 jaar. O, en vir 5 jaar, okay. Ja. Jo. Dis baie. Dis verskriklik baie. So hoeveel ure sou jy dink het jy in 300 dae 'n jaar vir 10 jaar? Dis baie. Okay, so kom ons werk dit uit. 10 jaar, massive. 300 dae. Ag, kom ons maak dit bietjie minder want daar is party daar wat jy nie skiet nie. So kom ons sê om veilig te wees 260, Ja. né? So maal 10 jaar, dis 2600 dae wat jy skiet en ons skiet so plus minus 10 ure 'n dag. Ja. As mens nou lunchtyd en so aan inwerk. So kom ons sê daar vergaan my wiskunde heeltemal. Iemand met 'n kalkulator wat luister. Wat werk gou iemand asseblief werk? Werk gou uit Marco, wat 260 maal met 10 jaar, so dis 2600 maal met 10 ure 'n 10 dag. ure Okay, so dag. 26 1000 ure of wat? 270.000 of iets. ja, so Baie. iets. Baie. Dis belaglik. Dis nogal baie. Ja. En dit is altesaam ons skiet. Ek weet ons skiet 260 episodes 'n jaar. Yes. So ek het al 2600 episodes geskiet. Dis alles is 26. 26. Ek dink dis omdat dit want daar's 52 weke ja, en dis 5 episodes, so Een week. 5 maal 52 is 260. dis frak ou, dis baie nee. Ja. In 'n jaar is mos 'n seisoen. Seisoen 1 is die eerste jaar. Nee, maar dit was anders aan die begin. Dit is nog steeds bietjie anders. Ek dink Ja. ons het nou begin skiet. Ons begin gewoonlik Maart maand aan die nuwe seisoen te skiet. Ja. Hoorie, so voor ons nou heeltemal verder in daai rigting in chat en goed wat ek baie nuuskierig is, hoor. En ek seker baie mense is wat kyk is baie nuuskierig. Ek het jou genooi want daar's meer goed van jou wat ek wil weet. Oor goed wat ek dalk nie weet van jou, die voorbinnelanders, daai tipe ding. Waar het jy groot geword? Is jy Pretoriaaner? Ek is nie. Ag nee, Pretoriaaner nie, jy bly Johannesburg iewers. Ja, so ek kyk, my pa is 'n pastoor, so ons het groot geword in die bediening. En enige pastoorskind sal vir jou sê, of kom ons sê so meeste pastoorskind sal vir jou sê, ons travel nogal baie rond. Want hoe dit nou maar werk is in die bediening is jy word geroep na gemeentes toe, jy weet. So ek is gebore in die Noord-Kaap, toe die eerste paar jaar van my lewe daar spandeer en toe trek ons Noordwes toe, toe ek seker 5 of 6 jaar daar spandeer, toe trek ons Vrystaat toe, toe ek nog 5 of 6 jaar daar, trek ons Gauteng toe, ek nog 5 of 6 jaar daar, verstaan so, Orals. en toe ek gaan swat in die Wes-Kaap en toe teruggetrek Johannesburg toe, so het is altyd vir my so moeilik om te sê waar ek groot geword het, maar as ek het nou maar moet opsom, sal ek sê, halfte van my lewe in die Vrystaat, halfte van my lewe in Gauteng. Gauteng, ja. En toe jy gaan swat het, wat presies het jy gaan swat? So dis eintlik dis 'n bietjie van 'n langer storie en ek gaan jou nou nie verveel met al die details. Dis okay. Maar ek het aanvanklik nie eintlik enigstens 'n idee gehad om drama of enigstens uitvoerende kunste te gaan swat nie. Ek was eintlik ingeskryf en ek het al my goeders reg gehad om LLB te gaan swat. Okay. En ek was ingeskryf by Tuks en by kan jy onthou, Rau, dit was daai tyd nog Rau, nou is dit UJ. Ja. En die jaar van my matriekjaar, ek het net vir myself gesê, okay, ek dink ek sal 'n goeie prokureur kan wees. Ek hou van lees en ek hou van om met mense te beklei en te argumenteer en ek like dit om te wen in argumente. Ja. En die jaar van my matriekjaar toe, 'n chommie van my beste chommie op skool het dit was 2007 wat ek gematrikuleer het. Die Highveld Stereo het so 'n kompetisie gehad. As jy inbel en jy kan 'n vraag reg beantwoord, dan wen jy 2 kaartjies na die live Lion King wat by die Monte Cassino, jy weet die musical Lion King wat by Monte Cassino was in 2007. Ja. Toe bel hy in te wen uit die 2 kaartjies, toe bel hy met sy weer Lion King gaan kyk. So ek sê ja, sure, kom ons gaan. Gaan ons Monte Cassino toe en toe sit ek in daai teater. En obviously jy weet so half wat om te verwag. En ek het daar gesit, die show gekyk, uitgestap, huis toe gaan vir my ma gesê, right, ek kan nie, jy weet,
somehow in my lewe deel wees van die performing wêreld nie, want Ja. ek moet of op 'n verhoog wees of ek moet deel wees van uitvoerende kunste in 'n kapasiteit, jy weet. Ja, somehow. En letterlik my lewe het oornag verander want ek moes alles verander het. Ek het aansoek gedoen by 3 of 4 instansies wat daai tyd drama aangebied het wat ek nog betyds voor sou kon inskryf ensovoorts. En op die einde het die eerste 3 plekke my afgekeur want hulle was reeds vol. Hulle het nie in die 4de plek wat ek half as 'n last resort aansoek gedoen het toe gegaan. Okay, jy klink desperaat genoeg. Ons sou dit nog sien. Dit het hulle my gesien en dit nou soos ek sê, is eintlik 'n baie langer storie, maar die punt is ek het toe gaan drama swat, musical theater gaan swat. Musical theater, Want ek wou graag beide drama en musiek geswat het en dit was die beste kombinasie van daai twee. Van daai twee, ja. En ja, so ek was baie bevoorreg om by 'n college te swat waar alhoewel dit 1 graad was, het hulle dit baie opgesplits. So jy het drama apart gedoen, sang apart gedoen, Ja. 'n bietjie gedans ook en dan het jy dit ook saamgevoeg. So dit was nie asof jy net een ding, jy het so al verskillende fasette. Ja. En as gevolg van dit, ek is volledig oortuig daarvan dat as dit nie was vir die feit dat ek het so geswat het, drama apart en sang apart, dink ek nie ek sou vandag op binneland gewees het of enigstens 'n akteur gewees het nie. In my kop het ek gedink, jy weet, ek moet net gaan musicals, ek moet net gaan sing. Sing, ja. En gelukkig omdat ons drama, hulle was nogal erg op die drama by my college. Het ons so half geklem daarop. Ja. En so ja, toe, the rest is history, soos hulle sê. So jy het basies nou eintlik klaar die vraag geantwoord wat ek volgende wou vra is waar kom die liefde vir nee, maar dis great. Okay. Waar kom die liefde vir acting vandaan en ek wou ook gevra het waar kom die liefde vir sing vandaan of die sang ding, maar nou verstaan ek is musical theater. Ja. En obviously Lion King se Ja, ding wat jy gekyk het. Ek sal sê, jy weet, ek het groot geword in 'n huis waar ons is baie musikale familie. My ma sing baie mooi. Okay. My pa speel klavier. En so ons het baie gesing en omdat my ma was die praise and worship leader in ons kerk altyd en ons het so half altyd maar in ons huis ook net gesing. En ook beide my ouers, maar spesifiek my ma's halfgebore storievertellers. Ja. Jy weet, ek joke altyd en sê die eerste acting monoloog wat ek ooit beleef het was deur my pa se preke te kyk, want wat is 'n preek dan anders as een lang monoloog? Monoloog, presies, ja. En omdat jy in die kerk groot word en jy is die pastoor se kinders, is jy gereeld voor 'n groep mense en jy weet my pa het ons gereeld vorentoe geroep en gesê my seun hierdie en jy weet so jy was so half altyd maar half deel van mense. Ja. En ek dink daai die liefde het daar so half begin, maar ek het eers soos ek sê ek het nie gedink, in my kop was dit nie 'n ding waarvan jy 'n loopbaan kon maak nie. Ja. Dit was iets wat ander mense gedoen het. Ja, Eers toe in matriek toe besef ek, dit is nogal 'n moontlikheid. Ja, jy het nie gedink dit gaan 'n realiteit word vir jou nie. Ja. Het jy ek het also nou 'n bietjie navorsing gaan doen ook op my eie. Ek weet baie van jou alreeds omdat ek jou so 'n bietjie ken. Maar ek het iewers iets gelees dat jy by die World Championships of Performing Arts iets gewen het. Is dit waar? Ja, Waarvoor was dit? vir sang. Vir sang, want ek wou Ja. vir drama of sing. Ja. Ek was in matriek, ja, het ek deelgeneem aan die World Championships of Performing Arts in Los Angeles. Ja. En dit is daar's verskillende fasette, maar daai tyd was dit dans, drama en sang, ja. Was die kategorie en Ja. toe ek gaan deelneem en ja, toe ek kan nie dink onthou sy naam onthou nie, maar ek dink dit was die Grand Champion of iets, die titel van die ding gewen. Ja. En dit was nou wêreldtoer, dit was nou die internasionale Ja. ene. Ja, dit was Was dit moeë exciting tyd in my lewe. Ja. Ja, ek meen eers ek was eers keer in Amerika gewees. Ja. Dit was 'n baie cool ervaring. Maar ek dink amper is ek half spyt dat ek dit beleef het toe ek so jonk was en ek weet nie of ek dit heeltemal waardeer het soos wat ek dalk nou sou nie. Dis jy weet. waar. Daai tyd is jy soos jy weet, oë in jou sterre in jou oë. Wat se jaar was daai, kan jy onthou? 2006. Ja, 2006. Want ek het hierdie gaan nou info wees wat ek nie eintlik met baie mense deel nie. Okay. Maar ek ken die organisasie van World Championships of Performing Arts. Ek het modelwerk gedoen en dit was ook deel van die kategorie. Jy's reg, modelwerk was die ander, ja. En ek het modelwerk het ek ook die geleentheid gehad om Los Angeles toe te gaan. Okay. Maar ek het nie die funding gehad vir dit nie, maar dit was in 2005. Hoe dit is jaar net voor my. Voor Okay. jou, ja. Toe het ek ook so ek ken die hele organisasie en jy Ja. doen klomp uit en rond tussen Suid-Afrika Ja, en ja, alles. ja.
So ek het vir 'n geruime tyd in my jonger daar voor die Wildtuin stories en alles het ek so 'n bietjie modelwerk gedoen op 'n site. Lekker geld gemaak. Cool, ja. En ads hoor en ek was ook in 'n movie. Nice. Invictus, ja. Was jy in Invictus geweest? Ja, maar dis net so 'n featured extra storieetjie daar. Was jy 'n rugbyspeler? Ja. Ek het Jonah Lomas se rol gehad. Jy was Matt Damon se stand-double. Se stand-double, ja. Ironies genoeg was ek 'n fotograaf. Ja. Okay, ja. Maak sin. Weird, Ja. Ek het daai World Champion storie. Ja. Daai tyd, ek weet nie wat dit nou al sal kos nie, maar daai tyd dink ek was dit R50,000 wat jy moes insamel, want dit was baie geld. Myne vir was daai ook tyd. soveel, ja. En ek het dit fisies gedoen deur te gaan sing. Ek het by ouerhuise gesing. Ek het letterlik by skole gaan sing, verjaarsdagpartytjies en vra ek soos R500 op beslag. Ek het hier en daar 'n borg gekry, maar nie so baie nie. Dan ek het soveel planne gemaak en op die einde het ons dit nou reg gekry. Ja. Maar dit is 'n baie cool ervaring. Ek's baie bly ek het dit gedoen. Ja, ek meen dit is 'n cool ding om te sê. Jy was al om daar. te sê toe ek 17 jaar, 18 jaar oud was ek op 'n stadium die kampioen van die wêreld. Van die wêreld in 'n kategorie. In my sangkategorie. Ja, van jou ouderdom in die wêreld. Ja, in die wêreld, ja. Van almal wat ingeskryf het. Quentin, ek voel as weer nou hierdie bietjie nie so great maak nie. Ek was die beste sanger in die wêreld. Ja, maar ek sê dit net Nee, altyd dit was soos in my ouderdomsgroep vir die manlike sangers in die genre waarin ek deelgeneem het. So dit was 'n bietjie maar cool. Dis 'n big deal. Dit is regtig baie cool. Dankie. Okay, ek wil gou hoor, ek wil fast forward na binnelanders toe. Maar wat het gebeur voor jy by binnelanders 'n rol gekry het? Was daar ander rolle wat jy gespeel het of het ek het jou nie iewers gesien voor dit op TV nie, maar was jy al te sien iewers anders? Weet jy, ek het een klein rolletjie gehad in kyk net dit so 'n program gehad, Sterlopers. Oei, ek het dit gekyk. Ek dink 3 lyne gehad. So ek was 'n venue bestuurder by 'n teater gewees. My karaktersnaam was Hannes. Ek sal nooit vergeet, maar dit was die coolste ding vir my ooit. Ek gedink so cool. Nou is jy in Ja, nou is ek in. Weet jy, ek het eintlik toe ek nou na ek geswat het en teruggetrek het Joburg toe en so aan, het ek meestal teater gedoen. So ek het pantomime gedoen en ek het musicals gedoen. Ek het byvoorbeeld Sweeney Todd gedoen wat 'n baie cool musical was. Ek het Sister Act gedoen. Ek het die Sneeuwwitjie pantomime gedoen. Verstaan, so ek het maar meestal daai klas van goed gedoen. Ek het Jungle Book ook gedoen op 'n stadium. En in die binneland ding het absoluut gebeur as 'n poks. Ek het met my agente gepraat die eendag en toe vra hulle vir my, jy weet, is ek happy met die werk wat ek gedoen en ek was daai tyd heavy in die teater goed en sê ek vir hulle ja, sê hulle is enigiets anders wat jy sal doen en ek het so half as 'n joke gesê, ja, ek wil nog 'n film doen, ek wil 'n TV-reeks doen en ek wil 'n radiodrama doen. Jy weet, so half amper as 'n joke. Ja. En 'n dag of 2 later te bel my agent my sê, hoorie, jy het mos gesê jy wil 'n TV-reeks doen. Binnelanders hou nou audisies. Vir 'n nuwe karakter wil jy gaan audisie. En ek onthou, ek het in die pep gestaan. Ek kan nie onthou hoekom nie. Ek dink ek het my honde een van daai komberse gekoop, 'n grys kombers. Ja. En ek sê vir my agent, "Wel, ek staan nou in die pep, maar ja, sure, jy weet." Ja. Ek staan in die pep, ek het dit nodig. Ja. Grappie. Wow. Grappie. Dis waar daai, ek was baie arm. Maar ja, toe sê my agent, hulle is op soek na 'n jong dokter. Die karaktersnaam is so en so. Sal ek belangstel? Sê ek, ja, wat, why not? En ek het nog vir my agent oor die foon gesê, ek dink die kans is skraal dat ek dit sal kry, omdat ek nie genoeg ander TV-ervaring het nie. Okay. Maar ek wil in elk geval probeer, want dit sal vir my lekker wees om ervaring te kry met die audisieproses. Ja. En ja, toe het ek gegaan vir die audisie en nie daai rol gekry nie. Ja, dit was vir 'n dokter. Dit was vir 'n dokter gewees. Ja. En ek dink dit was 2 dae na die audisie. Toe bel hulle my agent, sê hulle, hoorie, ons gaan hom nie gebruik vir daai rol van die dokter nie, maar hoe lyk sy skedule volgende jaar? Sê my agent, nee, hy is nog heel rustig. Hoekom? Toe sê hulle, okay, nee, want hou dit asseblief vir ons oop. Ons het 'n plan, ons wil vir hom 'n karakter skryf. En toe het hulle die karakter van Louis geskryf vir my. So ek baie bevoorreg. Dis nogal spesiaal. Dit is nogal cool. Want hulle wil jou regtig gehad. Hulle wil my graag gehad het dat hulle die karakter ingeskryf het. Ja. Of graag genoeg gehad het, sal ek sê. Maar ja, so ek onthou, ek het gaan vir die audisie, nie die rol gekry van die dokter nie, en by myself gedink, wel, ek het al van my agterkom ons nou geweet ek gaan nie. Ja. En so toe dit nou later uitkom, dit is mos nou maar 'n tipiese gesegde,
alles werk in goeie mee, jy weet so. Ja, presies. So moet jy net aanhou vertrou en jou ding doen en dan werk jy goed uit soos moet. Exactly. Kan jy jou eerste toneel onthou? Ja, baie goed. Teenoor wie het jy gespeel? Teenoor jou Annie. O, so ja, sy was obviously in, Sy was in en ek moes instap en vir haar vra, ek kan nog halte van die woorde ook onthou, maar ek moes instap en gaan, goeiemiddag dame, ek is op soek na Dr. Ad Koster, waar kan ek hom kry? En dan sê sy, hy is nie hier nie. Dan gaan ek, cool, waar is sy kantoor? Dat ek net kan double check. Dan sê sy, hy is nie hier nie meneer. Ja. En dan gaan ek, het jy ook vir my sy adres? Dan gaan sy, hoekom sal ek vir jou die dokter se persoonlike adres gee? Dan sê ek, en sy nommer, en dan sê sy, nee meneer, ek gaan jou nie kan help nie, totsiens. En dan gaan ek, okay, sharp, en dan stap ek uit. So ek en my vrou kyk Buitelanders redelik, hoe kan ek sê, redelik religiously daar. Ek weet nie met in Afrikaans te sê nie, maar Gedienstig, ja. Miskien, ek weet nie, ja. Want obviously, voor ek met jou bevriend was, het ek vir Pascal ook redelik goed, ken haar redelik goed. So, dis maar deel van, toe ek groot geword het, het ek het gekyk en nooit opgehou nie, want dit is my interessant. Ek kan onthou, so toe jy inkom, wat was jou mission met die storie toe inkom? Om vir Ad te ontmoet, ja, want ek het toe net uitgevind dat ons familie is. En ek wil hom ontmoet, maar op daai stadium in die storielyn was iemand besig om vir Ad te vergiftig. Ons het later uitvind dit was Rian. Maar hulle het my toe so ingeskryf dat ek toe nou toevallig ook daar opdaag en gaan, ek wil graag vir Ad ontmoet. En toe verdink almal my dat ek een is om vergiftig, want dit is net te coincident dat toe hy begin siek raak, net toe ek begin opdaag. Maar ja, het is nou later uitgeklaar dat dit nie ek was nie. Dat dit nie jy was nie, ja. Cool, en dan, hier soveel goed, ek moet nog kyk, dat ek dit nou sommer in kronologiese volgorde probeer doen. Ek meen, in 10 jaar se tyd wat jy nou al daar is, het jy nou al sulke honderde verskillende storielyne gedoen as die karakter Louis. Is daar iemand vir jou uitstaan wat vir jou moontlik die moeilikste storielyn was om te speel? Ja, ek sou sê die een wat ons nou so, wat is dit, seker nou so 1 jaar en 'n half terug gedoen het. Dit was volgens my die moeilikste storielyn wat ek nog ooit moes vertolk het, omdat dit was rarig soos 'n marathon gewees, want dit het net nie opgehou nie. Dit was soos, ek dink 6 maande of iets het ek getel eendag. Waar Naomi begin siek raak, en dan besef Louis, haar hart is besig om in te gee, en toe moes hy vir haar 'n hart gaan koop het. Ofwel, hy moes nie, maar hy het op die swartmark vir haar 'n hart gaan koop het. Ja. En toe sit hulle dit nou vir haar in, en sy leef toe nou, en toe is sy kwaad vir hom en skop hom uit, en hulle is amper op skei. En die liefde het nou op die einde oorwin, maar ons het, ek en Johan het op 'n stadium gepraat, ons het getel, ek dink dit was 6 maande, van aan een, deur daai emosies gaan, dit was rof, en jy moet so tred hou ook as akteur, want op 'n CP, en ek praat nou spesifiek van Buitelanders, maar ek vermoed is met 99% van CP so, jy skiet omtrent nooit kronologies nie, jy weet, so kom ons sê daar's vir die kykers by die huis, of op hulle fone. Op hulle fone, waar kan jy is, hoopelik nie in jou kar terwyl jy ry nie. Hoopelik nie om te bestuur nie, maar as jy, sê maar ons het 10 tonele om te skiet in 'n episode, nee, kom ons sê nie in 'n episode, in 10 tonele oor 3 episodes byvoorbeeld, skiet jy partykeer sê maar toneel 1, dan 7, dan 4, dan 10, dan 6, so jy skiet so rond en bond, want dit het alles te doen met hoe die stelle opgestel is. Logistics op die stelle, ja. So dit gebeur omtrent nooit. Ek dink ek kan op een hand tel, hoeveel kere wat dit al ooit gebeur het in 'n storielyn, waar dit net toevallig so uitgewerk is, dat jy kronologies skiet. Gou die hele storielyn klaar skiet en dit is verby. Dit gebeur, gewoonlik is dit, kom ons gebruik voorbeeld, ek en jy skiet nou 'n toneel waar ek gaan, ek kan nie glo, sê nou maar byvoorbeeld, ek kan nie glo jy het my geskiet met die geweer in my skouer nie, en dan cut, okay, volgende toneel, ruk jy die gun eers uit, jy weet, en hou dit op my, en dan, moenie my skiet nie, as jy verstaan, so jy moet partykeer sulke mind shifts maak. Ja. En met daai spesifieke hart storielyn was dit regtig soos, dit was baie erg, vir 6 maande lank, elke dag probeer tred hou van soos, waar is ek nou in die karakter se emosionele reis, en waar is ek in die storie, weet ek nou al dit, hoe erg is dit nou al, waar is die level van paniek, waar is die level van angs, en ook die ander ding, en ek dink, dis die ding wat ek dink, baie mense wat dalk nie, noodwendig akteurs is, sal dit noodwendig weet nie, of dalk vergeet, kom ons stel dit so, is dat,
my vriendin Odell wat Delia speel, Yes. het 'n baie mooi manier om dit altyd te sê. Jou lyf weet nie jy speel toneel nie. Met die gevolg is, jy gaan deur al die emosies, jy forceer jouself om of te huil of kwaad te raak of angstig te raak of paniekerig te raak. Ja. Jou lyf dink jy's in krisis. Shit, Jou yes. lyf gaan nie, hy ek net nie. Ja. Jou lyf dink, hel, hierdie ou gaan deur helse tyd. So aan die einde van die dag is jou lyf soos in sok. Jy weet, jy lê in jou bed, dan jy kan nie regtig slaap nie, want jy het nog al die Jou lyf het wat nou deur trauma erleef. basically trauma. So dan, as jy dit doen vir, kom ons sê, selfs net 'n maand of 2 of 3, is jy na daai 3 maande vir 2 weke soos 'n zombie, want jy moet weer recover. Jou lyf dink jy's nog, jy weet, in die oorlogsone. Ja. So dis partykeer bietjie triekie, so om nou jou vraag eintlik in 'n baie kort sin te beantwoord is, die storie met die hart was by verre die moeilikste ding wat ek nog ooit moes skiet, maar ook wil ek net sê, by verre die most rewarding. Ja. Ek dink nie ek het al anders, ek het al baie ander goeie storylyn gehad, maar daai was regtig een wat waar ek aan die einde van daai storylyn kon terugstaan en kyk en gaan, ek is moerse trots op dit wat ons almal gedoen het. Ja. Ek is baie, een van my vrae was, is daar 'n rol of 'n storielyn waar jy na die tyd gevoel het, jy het jouself verbaas en jy is trots op jouself? Is dit daai ene, sou jy sê? Ek het myself verbaas in die sin dat ek het emosioneel na, hier klink nou so laat, flippin, wat is die woord, so pretentious, maar ek het regtig emosioneel na plekke toe gegaan in my kop, wat ek nie gedink het ek kan nie, Ja. want jy moet in daai oomblik, jy weet, Verseker. as iemand vir jou, al wat ek myself weet, ek is nie getroud in die regte lewe nie, en ek het nog gelukkig, dankie tog nog nooit so iets deurgaan, soos wat Louis daai tyd moes nie, maar al wat ek myself heeltyd kon indink is, vir wie is jy die liefste in die lewe? Jy weet, familie of vriende of wat ook al. Imagine dit was hulle, wat nou daar gelê het en iemand kom sê vir jou, hoorie, hulle het 3 maande oor om te lewe, en ons gaan eers oor 6 maande vir hulle 'n nuwe hart kan kry. Ja. En jou hele lewe stort in duie. Ja. Hoe proses jy dit? Ja. En elke dag wat jy daar sit en wag vir goeie nuus, dan beleef hulle nog 'n terugslag. So jy leef jouself so in. So ek sou sê ek dink ek is trots op daai Ja, op die feit dat ek regtig na plekke toe gegaan het en nie geweet het daar eers bestaan in my kop nie, en B dat ek nie vir een oomblik bang was of teruggestaan het en gegaan het dis bietjie jy weet, ek het net gegaan let it go, want hierdie is nou regtig daai geleentheid waar this is a life or death situation. Yes, letterlik en obviously in 'n rolspel ook. Dit is crazy. En wat net om aan te sluit by iets wat jy vroeër gesê het, julle shoot nie die scenes kronologies nie, maar julle skiet ook die rol wat jy nou moet speel teenoor Janie byvoorbeeld, of jy's nou Louis wat in daai, maar nou is daar 'n ander karakter teenoor jy ook gou 'n scene moet skiet, en dis miskien meer 'n happy scene. So jy moet seker partykeer jou emosies ook, jy's kwaad vir hierdie persoon, so hier moet jy so act, en dan gou hierdie kant moet jy nou weer vriendelik wees, en dan moet jy weer Presies, partykeer is dit letterlik geval van hulle skree kat, jy vat tissues, jy vee jou trane af, die make-up tannie kom, sy poeier jou gesig, dan gaan jy terug sê, okay, volgende toneel, jy kom in en jy gaan, hallo julle, kan nou vir julle 'n bier kry, weet, dan moet jy soos op het wees. Of die teenoorgestelde van dit is, jy het 2 moerse happy toneel en jy weet, na mekaar, en dan kom hulle gaan, okay, jy kom nou hier in jou lewe val uit mekaar uit, en dan moet jy van daar af gaan, jy weet, onder toe. Yes, So dit raak partykeer 'n bietjie triekie, ja. En dit is letterlik elke dag. Ja. En julle shoot daagliks, maandag tot Vrydag. Okay, af en toe het jy nou 'n oop dag of 2 soos vandag waarvoor ek dankbaar is. Ja. Maar dit Die ander ding wat mense ook vergeet is ons die pas waarteen ons skiet. So om dit in perspektief te sit, ons skiet aan 'n episode wat ongeveer ek dink 25 minute lank is omtrent. Op jou TV is dit so 30 minute lank, maar as jy nou advertensies wegvat, is dit so 25 minutes. Ja. Sorry. Dan skiet ons so 11 ure aan dit. aan een episode. Aan een episode. Ja. So dit klink dalk na baie, maar om dit vir jou in konteks te sit, mens kan gewoonlik werk op so 'n halfuur se skiet vir 1 minuut se footage. Ja. So jy werk omtrent op so 'n 2 minute toneel sal 'n uur vat ongeveer. En ons beweeg sien so pas, want jy moet 26 minute se footage, met ander woorde kom ons sê
hoeveel is dit, 13 ure, something like that, se skiet, moet jy voltooi in 'n dag. Daar kan nie iemand wees wat inkom en gaan, oh, sorry, ek het nie vandag my woorde so goed geken nie, want dit beweeg so. Ja, want jy kan ook, daar's nie B-roll footage nie. Exactly, dis wil ek al gaan, dis fine, ons gaan net sny na 'n stuk bosveld toe. Ja, nee, daar's nie B-roll nie, en die episode kan nie vanaand net 21 minute wees en môre aand 28 minute nie. Precies. Hy moet altyd dieselfde tyd wees. Presies. Ja. So, is daar gevalle, terwyl ek dink nou net aan so iets, is daar 'n geval waar jy agtergekom het, hierdie scene is dalk bietjie te kort, dan werk jy 'n ekstra lyn of 2 in om hom bietjie langer te maak? Dit gebeur baie min, maar dit het al 1 of 2 keer gebeur, en wat hulle gewoonlik dan sal doen is hulle kan dit nogal gelukkig met die manier hoe ons skiet, kan die regisseur al voor die episode klaar geskiet is, kan hy al begin agterkom oor ons gaan kort wees hier. Ja. So dan sal hy vir die skrywers laat weet, dan sal hulle of ekstra lyne inskryf, nie sommer dat ons eie lyne sal improviseer nie. Okay. Of die ander triek is, die regisseur sal kyk waar in die teks is dit moontlik om sekere tonele bietjie rustiger te speel, jy weet, dat hulle bietjie langer speel as wat aanvanklik beplan was. Plaas van 30 sekondes maak om 40 sekondes, Ja. dis al bietjie, En die flip side is ook waar, dat partykeer sê hulle vir ons, hoor hierdie toneel hardloop oor. Ag, hierdie episode hardloop oor, so julle moet asseblief kom vinnig in op cues. Praat vinnig. Praat vinniger, maar Ja. kom net deur jou lyne, moenie en te veel pauses vat en so, want die toneel hardloop oor. So ja, dis maar 'n bietjie van 'n, wat se noem hulle dit, 'n tightrope. Klink vir my na 'n logistieke nagmerrie. As jy vir my dit moet gee. Die eerste jaar wat ek daar was, jou kop is net soos, jy weet nie waarom, jy doen net jou beste en hoop vir die beste. Ja. Maar nou, omdat ek nou so lank al doen, jy kom vinnig agter, as die regisseur vir sê, hoor die ouens, ons moet so 15 sekondes sny van die toneel af, jy weet presies van jou kop waar jy dit kan doen. Ja. So jy kom al vinniger deur dit. Easy, ja. Dit is nie meer so moeilik. So moeilik nie. Voordat daar's 'n paar goedjies wat ek nog wil aanraak voor ons aangaan. Jy het vir lank teenoor die legende Oom Ben Creer gespeel. Voor hy oorlede is. Ek meen, eerstens, dit moet seker incredible wees om saam met hom die skerm te kan deel, as ek dit so kan stel. Is daar iets wat jy dalk by hom geleer het oor rolspeel, of iets wat jy miskien tot vandag toe nog toepas in jou craft? Ek sou sê die grootste ding wat ek by hom geleer het meer te doen gehad met van die stel af, en nie soseer op die stel nie. Oom Ben het 'n verskriklike, hy het 'n baie mooi sagte hart gehad, maar hy het 'n verskriklike liefde gehad om jong akteurs so half op te lei en onder sy vlerk te neem en te gaan, luister, jy weet, dit en dat en dit. So ek daar begin het, was ek so 'n bietjie bang vir hom, want hy het so 'n bietjie van 'n nors gesig gehad. Okay. Net manier hoe hy sy resting face, kom ons stel dit nou maar so gesit op die bank. Dis kan hom vinnig misinterpret. Ja. En ek was 'n bietjie skrikkerig vir hom, en toe doen ons 1 of 2 tonele saam, en ek dink toe hy ook sien ek, jy weet, jaag nie nonsens aan nie, en ek doen my ding en ek ken my woorde, en toe ontspan hy ook, en toe hy my so half onder sy vlerk geneem, en ons het vinnig besef, ons het baie van dieselfde soort van passies, jy weet, in terme van musiek. Sy pa was ook 'n pastoor soos my pa, jy weet, so ons baie sulke goeders. Ag, ons het net so lekker geklik. En ek dink, as daar iets is wat ek hoop ek kan by hom geleer het, om wat ek vorentoe sal vat, is, hooplik kan ek ook eendag vir jonger akteurs, kan ek sê, right, kom ek help jou. Kom, jy weet, nice. kom ek leer jou wat ek nou al geleer het. Ja. Of, hey, hoorie, ek sien jy doen daai, pas op net vir dit, want dit en dat. Om Ben het nie noodwendig op die stel dit gedoen nie, maar van die stel af, so hy heeft sê nou maar byvoorbeeld, sê, hoorie, ek pas op net vir, ek kan nie aan enige voorbeeld ding nie, maar pas op met, as jy vir 'n regisseur dit XYZ moet vra, pas op net met die tone wat jy gebruik, jy weet, laat dit nie aanvallend voorkom nie, en so, onthou, hy is ook nie, en jy's jonk en stupid, en onopgevoed, so jy leer nog al die goeders, so is baie nice om 'n veteraan, goeie akteur te hê, wat net vir jou so nou en dan kom sê, hierso so ek het sou hanteer, jy weet. So ja. Wel, daai is baie valuable, ek meen, dit moet vir baie mense 'n voorreg wees om iemand soos daai te hê wat jy bietjie by kan leer. En ek meen, julle werk ook, Ad Koster, wat Hans Strydom is, hier is ook 'n legende, en ek meen, Brimilda was al op daar, so ek meen, julle leer seker. So, Hans,
Hans, ek weet nie of baie mense hierdie weet nie, maar Hanstrom se gesig was die eerste gesig wat ooit in Suid-Afrika op televisie verskyn het. Ja, dit het ek geweet, ja. Yes, dit was ek meen dis iets wat iemand nooit by hom kan wegvat nie. Ja. Hy was die eerste gesig op Suid-Afrikaanse televisie. Ek kan nie onthou wat se jaar dit was, maar ek dink dit was ergens in die 70's. Ja. En hy het so iets gesê soos goeienaand Suid-Afrika. Jy weet of so iets. Ja. Ek meen dis iets wat jy vir die lees van julle ek sou dit op my voorkop getatoeëer het as dit ek was, jy weet, maar hy is nie daai tipe ou nie. Hy is baie nederig. Nee, maar Hans is 'n absolute legende. Ek is ongelooflik lief vir hom en ek is so dankbaar hy is nog met ons. Ja. En dat hy nog by ons kom toneel speel so van tyd tot tyd. Ja. Hy is net 'n cool oom. En hy's nie so knorrig. Of is hy? Hy is Is hy? Nee, weet jy wat, hy is net so, hy is een van daai mense dat hy so seker van wie hy is. Ja. En hy is so professioneel en hy wat is hy, daar's 'n Engelse getuig wat sê soos he doesn't tolerate fools, jy hoor wat ek sê. Soos hy gaan nie, as jy nou met hom strooi soek, gaan hy nou nie jou entertain nie, jy weet, tipe van ding. So hy doen sy ding, hy's bitter professioneel, maar hy's ook met tye bitter snaaks. Dan kan jy uit jou maag uit vir hom lag, want hy het so 'n half droë sin vir humor. Love it, ja. Ek dink nie daar's een mens in daai hele ateljee van wat amper seker daagliks seker 150 mense wat daar werk. Ek het nog nooit een mens gehoor iets negatief oor hom sê. Ja. Of iets sê soos hy was nou nie baie nice daar nie, of want hy is hy's 'n legende so hy kan maar bietjie nou en dan nors wees want hy het dit verdien. Exactly. En B, hy's nooit ongeskik nie, hy's net baie privaat en professioneel en hy kom om sy werk te doen, hy doen dit en hy gaan huis toe. En hy gaan huis toe, ja. En nog so een vraagie rakende binnelanders en dan gaan ons 'n paar ander goedjies discuss. Het al enige interessante ervarings met jou in die publiek gebeur waar mense jou aanspreek as die karakter Louis Koster, soos as iemand nou byvoorbeeld nie happy is met oor iets wat op die skerm gebeur het nie. Quentin, ek wil jou vandag sê, ek is verbaas as iemand my deesdae as Germant aanspreek. Jy hoor wat ek sê, 99% van mense wat my stop in die straat, noem my Louis. En ek het nou al so gewoond geraak daaraan, dat as ek die naam Louis hoor, dit 'n redelik algemene naam is, dan reageer ek op dit. Crazy. Een van die ander akteurs wat by ons speel, hy speel die karakter Brian, 'n kroegman. Sy regte naam is Louis. So weet jy hoe frustrerend kan dit partykeer wees, of nie frustrerend nie, hoe verwarrend, want iemand sal sê, hoor jy Louis, dan kyk ons altyd om, jy weet, ek is nou so gewoon aan. So, die coolste ding wat nog ooit met my gebeur het, is, daar was 'n ou tannie, ek het daai tyd nog oor dit geskryf, ook, ek dink ek vir 'n tydskrif daar skryf, maar was baie lank terug, het was, ek dink 2019, het net voor Louis en Naomi moes trou. Ons het al die troue geskiet en alles, want ons skiet lank vooruit, en maar dit was die dag voor dit nou so uitsaai, die 13de Desember daai jaar. Toe was ek in die Sparbus om melk te koop, en het 'n tannie my getik op die skouer, en sy basies vir my gesê, hoorie, hoe kom die troureëlings aan, en ek dog sy joke, en ek sê, haha, en sy sê, Champ, jou vroukie is seker, of jou verloofde is seker verskriklik om haar sien is, en ek sê, ja, nee, tannie, maar jy weet so, of ek neem aan sy skeer die gek, en hoe meer van my gepraat, hoe meer besef ek, hierdie tannie het al ingeleef in die storie, en sy dink ek is op pad na my trou. Sy dink julle trou môre. Dit is net daai aand gewees, of die volgende aand, ek kan nie onthou nie. En dit was een van daai waar ek het toe eventually net besluit, ek gaan hierdie tannie se babbel breek nie. Ek het net aangesê, ja tannie, ek is juist nou op pad na die perseel toe, na die venue toe. Hoorie, mense is getrou aan daai storie. Ek het al gehoor van mense, dan kry hulle die karakter, as dit nou iemand is wat 'n bad guy speel, of byvoorbeeld miskien met Louis se rol waar hy die hart op die swartmark moes koop, kan mense jou maklik in die straat konter en sê, hoe durf jy dit doen? Of, maar, want mense leef hulle so in dit, en hulle besef nie altyd, dis nie rarig wie jy is nie. Daar was net vinnig, na die swartmark hartstorie uitgesaai het, was ek by een van 'n musiekfees, ek kan nie onthou nie, nou nie lang daarna, dit was 'n week of 2 na dit uitgesaai. En toe was daar 'n vrou wat my toe kon sê, sy kan asseblief 'n foto neem, en ek sê ja, en sy sê toe, en sy is aan my seentjie ook neem, en sy was soos 'n 4 of 5 jarige ouetjie, en hy kom ons aanstaan met sy oë so, jy weet, waarwyd groot, en hy kyk ons aan, die tannie sê, kom staan nie by die oom, neem 'n foto, gaan hy sê, oom, moenie my hart vat nie. Shame. Ek beloof ek sal nie, Shame, so, man. Shame, in sy huis was ek nou die villain geweest. Die bad guy. Baddie, Ek hoop ek het hierdie reg, ek weet nie of dit 2025 of 24 was nie, maar jy het 'n SAFTA gewen. Ja, Nee, dit was
vir beste akteur in 'n Ja, ek dink dit TV-serie. was laas jaar. Ek kan nie onthou. Ja, laas jaar. Jessie. Nee, dit baie geluk Thanks. eerstens. Dit is 'n groot achievement dink Dankie. ek. Daar's baie sepies op TV. Ja. Ek dink om een te wen vir akteur van die jaar is great of beste akteur. Dankie. Ek meen, hoe voel daai moment en wat beteken daai tipe toekennings vir jou? Ek gaan met jou 100% eerlik wees. Ek het regtig nie en ek weet alle akteurs sê dit, maar ek beloof vir jou, jy kan vir jou Anie ook vra. Ons was albei daai jaar genomineer. En ek het regtig vir haar gesê, ek is nie eens lus om te gaan nie. Ek gaan nie wen nie. Ek het regtig gedog het gaan vir die ander ou gaan en ek het nie eers myself enigstens voorberei nie. Ek het nie 'n speech geskryf nie. Ek het nie eens 'n baie mooi suit aangehad om eerlik te wees. Ek het soos 'n ou suit uit die kas uit. Ek het gegaan letterlik want ek het gegaan, mens moet seker nou maar daar gesig gaan wys. Ja. En dit was soos 5 minute voor my kategorie aangekondig is. Toe gaan ek sê nou net hulle roep wel my naam want ek niks nie. Wag, ek net gou, het ek my foon uitgehaal, toe tik ek soos dankie aan agent. Kyk net die Stark sê weet so ek het so getik en so en toe ja, toe noem hulle my naam en dit was regtig 'n out of body cool ervaring geweest. Maar wat ek ook net sal sê en weer eens dit gaan dalk nou soos 'n cliché klink, maar in the grand scheme of things beteken dit baie min. Dis iets en dis cool en dis great om erkenning te kry en ek sê altyd vir mense jy voel vir 'n dag of twee regtig goed oor jouself. Jy dink, "Yes, die mense sien die werk raak wat ek insit en is cool." En jy hou daai trofee vas en jy dink, "Yes, ek het gewerk hiervoor." Maar as jy hom op 'n rak En dit vergeet van hom, so nou en dan vang jy oog en dan gaan, daar is hy nog. Maar jy moet nooit hoe kan ek sê, ek dink baie keer sal mense in die lokval val deur te gaan, ek het 'n award gewen, ek is great. Ek het nou gemaak, ja. Jy moet in fact na daai award gewen en jy op die rak gesit het, moet jy dan nog harder werk. Ja. Jy moet dan want jy's net so goed soos die laaste toneel wat jy geskiet het. Baie waar. Ja, so maar dit is baie lekker. Ja. Cool, dis 'n baie cool ervaring om te wen. Ek het my knie het so gewankel. Ek dink ek is so bly want op die video van my acceptance speech het hulle gelukkig net hier afgeneem. Ja. Dit was net soos jy sien net ek wat hom so vashou en sê baie dankie, thank you very much want as jy my bene gesien het was dit so gewees. Ek het so gebewe, maar ja. Nee, dis cool. Ek dink sulke tipe toekennings is eintlik net om vir jou te sê, ek neem nou maar aan, ek het nog nooit so iets gewen nie, maar dis om vir jou te laat weet jy doen iets reg en iemand sien dit raak. Ja. Ek dink dit is half Presies wat dit is. En ek dink awesome, dis toekenningsaande en daai tipe goeders is awesome in die musiekindustrie en die filmindustrie, alles. Ek dink dis 'n awesome ding. Dit is baie cool en ek stem saam met dit heeft definitief 'n plek. Maar ek sê altyd vir jong akteurs of vir nuwe akteurs, asseblief moet dit nie jy weet as ek net geact het vir toekennings, het ek al lank opgegee want ek was al 10 jaar by Binneland toe wen ek eers. Ja. Verstaan wat ek bedoel? So dis nie as ek dit net gedoen vir toekennings sou ek al in jaar 1 of 2 opgehou. Ja, ou moet eintlik nie doen dit vir dit nie. Ja, As jy nie een wen nie, moet jy net aangaan. Ja, en daar's fantastiese incredible akteurs in Suid-Afrika wat nog nooit 'n enkele toekenning gewen het nie. Yes, ou. Ek meen check wie's Leonardo DiCaprio. Hoe lank het hy om 'n Oscar te wen, om exactly. 'n Oscar te wen en hy's 'n great akteur. Ja, exactly. Ja. Nee, dis ja. Hoor hierso, ek wil gou by jou vinnig, kom ons doen gou ietsie wat ek wil soos Louis versus Germant. Wat sê jy is die grootste verskil tussen wie is Louis en Germant? Germant dink goeters baie meer deur voor hy iets doen. Louis is baie meer impulsief en as hy nou besluit hy wil iets doen dan spring hy en hy doen dit. Partykeer hoe kan ek sê wens ek Germant was meer so want Louis het nog al 'n ding van nee, ek wil dit nou doen, so ek gaan dit nou doen en come hello high water. Ja. Germant is baie meer soos wow. Ek moet nou eers baie mooi oor gaan dink. Ja. En vat 'n week of 2 proses dit. Ja. Dink aan al die moontlike uitkomste. Ja. So ek love daai tonele waar Louis en Naomi met mekaar praat en dan Louis het al klaar sy mind opgemaak op Precies, iets ja. of hy het dit al klaar gedoen en Ja. Naomi weet nog nie. Precies. En hy sê hierdie gaan 'n great idee wees, maar dan het hy dit al klaar gedoen. ja. Ek love Daai is die quintessential Louis tonele. Ja. En Germant is nie heeltemal so nie. Nee, in fact Germant is nogal die teenoorgestelde. Is daar enige similarities tussen Louis en Germant? Ek sou sê die grootste similarity tussen ons twee is dat Louis is verskriklik familievas. Ja. Familie is vir hom baie belangrik. As jy nou terugkyk na sy karakter, hy het groot geword met 'n enkel ma, jy weet hy het nie pa gehad of boeties of sissies of so nie. So hy het nou sy eie familie create en hy sal enigiets vir hulle doen. En dit is vir my presies dieselfde. My familie is my verskriklik belangrik. Ja. En ek sal ook enigiets vir hulle doen.
Ek dink Louis se love language is acts of service. Hy sal vir mense enigiets doen, hy sal gunste doen. Ek meen, ons het op 'n stadium gejoke, hy hol omtrent daai hospitaal leeg om mense se laptops te fix en goeders en so, want almal vra hom gunste. Ja. Hy het eintlik 2 besighede om te ran, maar hy doen maar dit ook gou nog. Exactly, ja. Want dit is sy love language en Germaans is presies dat. Ek's nie groot op geskenke of met maar as ek iets vir jou doen, as ek uit my uit my pad uit gaan om vir jou iets te doen, Ja. dan sê ek waardeer jou of ek is lief vir jou of jy is belangrik vir my. Dis great. Ja, dis 'n baie goeie eienskap om te hê. Dankie. Kom ons chat gou vinnig teater. Ek het by In die Bos verlede jaar en ook by Afriforum Theater het ek Die Vrou op die Dak gaan kyk. Ja. Jy het hom geskryf alleen of was Janie betrokke? Ek het hom alleen geskryf en ek het die regie behandel en Janie het dit gespeel. En sy het dit gespeel. Ja. Kom dit van iewers af? Waar kom haar storie vandaan? Jong, dis eintlik was regtig een van daai soos Janie het my 'n storie vertel. Sy het my vertel 'n vriendin van haar het ek dink haar huis verkoop of iets en die geld gevat en 'n RV gekoop. Jy weet daai RV's. En toe joke Janie nog en toe sê sy, miskien moet ons huise verkoop, 'n RV koop, maar dan rig ons die dak van die RV as 'n stage in, nê? En dan ry ons deur die land en stop ons 'n klein dorpie en dan perform ons op die RV se dak. En ek sê toeval, wel, dan gaan dit 'n vrou vertoning moet wees, want ek gaan nie op 'n RV se dak gaan perform nie. Toe sê sy, nee, maar hoe gaan dit nou lyk? Sê ek, nee, maar ons skryf jou 'n show, Die Vrou op die Dak, nee, sê ons. Ja. En ons lag toe daaroor. En so vat die titel toe net by my pos gevat en ek net vir haar sê, wow, wag 'n bietjie, wag. En toe was daar 'n dokumentary wat ek gekyk het van 'n vrou in Amerika. Daar was een of ander boom wat soos 1000 jaar oud was en hulle wou hom afkap. En toe klim die vrou in die boom, toe bly sy in die boom vir amper 300 dae of iets, laat hulle nie die boom moet afkap nie. En toe die 2 idees so half by mekaar kom en toe het net met die huis in plaas van die boom en goed. Ja, dit is 'n idee gewees dat dit was vrek snaaks. Ek is bly jy sy het dit so goed gedoen. Ja. En dit was flippend snaaks. Ek het dit so geniet. Is daar nog waarmee jy besig is? Man, ja, ek het eintlik net gister so half 'n idee gekry en toe begin ek so half dit so half op my notaboekie begin uit te plot. Tussendeur skryf ek skryf tekste vir ander mense. Okay. Ek doen ook baie text editing. Waar iemand vir hulle toneelstuk aanstuur gaan, hoorie, wat dink jy hiervan? Dan gaan ek, okay, cool, ek sou hierdie uithaal, ek sou daai omgeruil het, verstaan? So ek like dit nogal om dit ook te doen. Ja. En dan my hoop vir hierdie jaar is om nog so 1 of 2 toneelstukke te skryf. Ja. Dis baie werk om 'n toneelstuk te skryf, dit vat baie tyd en jy weet, soos ek nou verduidelik het, ons skedules is al reeds so rof. Ja. So dit is bietjie rof, maar ek probeer om so tussendeur tyd te kry en ek is een van daai mense, as ek eers gaan sit, dan kan ek vir 2 ure aan een. Ja. Dan kan ek 2000 woorde easy uitklap. Ja. Maar dis om te gaan sit, jy weet, en net jouself te forceer. Ja, jy moet daai tyd kry om te gaan sit, ja. Nee, dis baie dit vat baie dedication en ek weet nie waar ek fisies weet nie waar jy tyd kry nie, maar want dis die ding wat ek gedink het, jy is elke dag op stel, dan het jy nog hierdie teaterstukke wat jy speel en skryf en dan moet jy nog iewers naweek hou en vakansie hou en bietjie leef ook. Die triek is, ons het nie naweek of vakansie of 'n lewe nie, so dit is die groot triek. Ja. Ons lewe maar vir ons werk, joh. Crazy, hoorie, so gepraat van vakansie hou, weet jy is baie lief vir die Bosveld. Ja. Ek weet jy en jou broer love die Kreerwiltuin en ek het daar gewerk obviously en ons het eintlik al mekaar daar gesien dan julle daar gaan kuier en gebly by plek kom braai by ons. Ja. Gaan jy binnekort Wildtuin toe? Is jy bietjie beplan jy? Ek gaan my plan is om weer in September te gaan en ek is klaar. Ek moet nou nog net kyk of ek kan slaapplek kry. Want ek en my broer like om te proper kamp. Nie soos niks so fancy goeders nie. Ons like hier meer primitiewe stofie, jy weet. Dit al baie geld om soos 'n hawelose te bly. Exactly, ja. Maar ek en hy het nou agterkom, hoe meer luxe dit raak, hoe minder like ons dit. Jy weet, en hy is nogal erg daarop. As ek sê net maar byvoorbeeld, ek het nou die dag 'n joke gemaak. Dis ek van volgende kamptrip moet ons die airfryer inplak. Toe strip hy sy moer heeltemal. Dis hy. Ons gaan nie airfryer wat is ons nou, hè? Wat 'n bougie camping is hierdie nou, jy weet. Ja, dis glamping nie, ja. So nee, hy wil dit nie so ons ek wil graag in September gaan. Ek kyk nou nog of ek kan staanplek kry, maar ek het klaar bespreek om Desember al te gaan. So ek gaan vir so 2 weke, Ja. Jy het nou vir my iets vertel hier buite van yes, wat se jaar was dit? Ek dink dit was soos 2018 of 17 of iets daar rond.
Ja, ek dink aan 2018. Toe ek daar by julle kom braai daar langs die Wildtuin, toe sê jy vir my van iets wat ek vir julle gesê het, wat julle nooit vergeet het nie. Asseblief. So ek en my broer vir die kykers by die huis op die foon. Ek en my broer het gekamp en toe nooi ons vir Quentin om, hy het toevallig daai tyd in die Wildtuin gewerk. So ons hom hy moet kom braai by ons kampplekkie aand. En toe praat ons so en ons praat oor die diere wat ons gesien het en so. En ons het so 1 of 2 biere gedrink. Dit was nie so erg nie, maar die vibes was lekker. Dat was lekker. En toe praat ons op staan en ek sê toe vir Quentin, my gunsteling dier om te sien in die Wildtuin was my gunsteling dier oor die algemeen is 'n luiperd. En toe gaan hy bra, chom. Die 2 mooiste goed wat die Here gemaak het is 'n luiperd en 'n vrou. En tot vandag toe nog, ek en my broer, en dis nou al wat, seker 7-8 jaar Ja, later, tot vandag toe is ek en my broer sien maar byvoorbeeld 'n luiperd sien of 'n foto van 'n luiperd, dan gaan ons so, chom, 'n luiperd en 'n vrou. Altyd net so. Of as hy 'n mooi girl sien, dan sal hy gaan, hy girl's amper so mooi soos 'n luiperd. Jy weet tipe van ding. So Quentin, jy het 'n indruk op ons gemaak. Ja, ek's bly en ek stiek nog steeds by my storie. Stiek nog steeds by dit. Die vrou is die mooiste ding wat die Here al ooit geskaap het en die mooiste dier wat hy al ooit geskaap het is 'n luiperd. Jy moet net daai toe omraam. Jy kan nie sê die mooiste dier wat 'n vrou Nee, maar weet jy wat is nog mooier is 'n vrou in luiperdprint. Okay, alright. Ja. Ek hoor dit. I mean, Ek hoor dit. Ja, solank jy net nie die kake het vir 'n luiperd. ja nee. Hoorie, dit is Of die temperament. Ja, die temperament of die kloue. Ja, die kloue. Ja, nee, ek's bietjie skrikkerig vir daai. Nee, ek stiek by dit en ek is so bly julle het dit onthou en julle gebruik dit tot vandag toe nog. Gebruik dit tot vandag toe nog. Dit is vir my baie cool. Het jy enigsins 'n hoogtepunt? Ek wil gou net so vinnig aan dit raak wat jy soos 'n favorite sighting of 'n oomblik in die Wildtuin in jou tydperk wat jy nou al ooit daar was. Iets wat vir jou verskriklik uitstaan waarna jy altyd terugkyk. Ja, as ek nou moet is soos gun to my head, 2 jaar terug. Was dit 2 jaar terug? Ja. Het ek en my broer ons het ons jaarlikse Wildtuin trip of een van ons jaarlikse Wildtuin trippies gedoen en ons het in Satara gekamp en toe ry ons op daai wat is daai pad, die S100, né? S100 die S100 wat oos gaan, ja. Ja, en dan gaan jy mos op en dan ek dink jy gaan af dan Nwanetsi toe of so iets, né? Dis korrek, ja. Ja. En dit was half laatmiddag 4:30 se kant en ons was alleen op daai pad, daar was nie 'n kar in sig nie. En ons het so rustig ry. Ek en hy het soms so gepraat oor die lewe of so. Ons het half gesoek vir diere, maar dit was eintlik meer 'n gesels. En op 'n stadium toe ek dink sy oog het vang. Toe gaan hy, "Wat's dit?" En toe ons so kyk, toe nie seker 20-30 meter van die pad af. Toe's daar 'n luiperd met 'n impala in sy bek. Stap hy so deur die veld en sleep jy weet die impala sleep so agter hom aan en toe stap hy na die boom toe en toe trek hy die impala in die boom op. Hang hom so oor die tak en toe begin hulle trek mos die fur so uit. Die hare eers af. Ja, hare eers af. En toe sit ek en hy daar en ons het seker omtrent 'n goeie 45 minute daar gesit voor die volgende kar gekom het. Ja, what a pleasure. Ons het net daar gesit en toe die volgende kar kom, toe sê hulle soos, "What are you looking at?" Toe gaan ons kyk net en dit was soos, jy weet daai perfekte view van daai akasia boom wat so die perfekte laag hangende tak het. Alles is so en die son is op die regte spot. My broer het soos 1 miljoen foto's geneem. Ja. En toe kom stop die volgende mense daar. Toe gaan hulle, "Oh, nice leopard." Ry hulle aan. Toe sê ek soos, "Hoe kan jy dit? Dis die beste sighting ooit." So ja, dit was een van die bestes. En ek sê die ander keer was my groot ding is, ek is nou soos ek love die groot 5, ek love jy weet obviously om die katte te sien is great. Maar ons nuwe ding is nou ons wil soos goed sien wat jy regtig min sien, soos 'n itermagol en so sulke goeters wat regtig bietjie meer en daar sekere voëlsoorte wat ook skaars is. En so my groot ding is nou ek wil nou itermagol sien. En ja, ek het nou nog nie. Maar ek het so lekker nou aan niks anders dink op hy lys nie, maar daar's 'n paar. Ja. Sulke soogdiersoorte wat ek nog wil sien. Skaars goeters, ja. Het julle nog nie is julle al heavy into bird watching of nog nie? My broer is meer as ek, maar ek kom nou so half stadig om te sê, ek is baie lief vir die roofvoëls en ek is baie lief vir uile. So ek sal altyd stop vir 'n roofvoël of 'n uil. Ja. Maar ek gaan nie stop vir elke tweede troupand nie, hoor wat ek sê. Ek moet net vir jou sê dat in die begin van my wildtuin daar nog voor ek gewerk het, was dit altyd ek het nie birdwatching het goed gedoen nie. Ja, die arende en die goed soos jy sê is baie interessant.
Maar ou kyk verby dit want jy sê altyd jy wil die volgende leeu en die volgende buffel en dit en dat sien. Maar ek kan vir jou getuig dat sou jy begin meer belangstelling wys in birdwatching. Dit maak 'n hele nuwe wêreld vir jou oop. Dat ewen op die stilste dae het jy altyd iets om te sien en na te soek. So dit is 'n stokperdjie of 'n gedeelte van game viewing wat ek definitief so spyt is ek het nie vroeër in my lewe begin doen nie want dit raak verslawend. Jy word 'n twitcher, is dit hulle dit noem. Jy begin lyste hou van jou lifetime list en dit is iets wat jy saam met jou stad toe bring. Soos jy kan by jou erf as jy ietsie hoor dan probeer jy uitfigure wat dit is en jy soek om. So birdwatching maak 'n hele 40. Okay. So ek het nou nog 'n TikTok gesien wat hulle sê, hoe weet jy as 'n man in sy wat was dit 'n mid to late 30s is? Begin As hy birdwatch. of 'n birdwatcher word of hy raak moerse into gardening. So jy's nou die birdwatching kant. Ek is moerse into gardening. So dit is Ek doen bonsais man. okay, ja. Ek is 'n bonsai dude ook. Ja, dis awesome. So Dis ons, awesome. maar dit doen ek ook al baie lank. O, okay, alright. Ek sê jy was dalk So- net bietjie ouer voor die tyd. Ja. Nee, weet jy wat ek dink die birdwatching is baie cool en ek het my 'n Voels van Suid-Afrika, daai Boek. Sasol dink ek het so 'n boek Ja. uitgebring, ek het hom gekoop en ek het nou al klomp voelsoorte en so in my tuin Ja. gespot. Ja. Maar in die wildtuin Ja. soek ek goed wat bietjie meer exciting Hier is. is hierdie gaan jou lewe ook verander as dit kom by birdwatching. So koop vir jou die Roberts Bird app. O, Is 'n once-off bedrag R500, maar daai app gee vir jou meer inligting as wat enige boek vir jou kan gee. Ek sal nou nie vir jou as ons klaar is hulle gee vir jou wys. Daai trust me, it's worth it. wat ek wel vir jou kan sê, sorry ons hierdie gaan 'n birdwatching podcast word. Ja. Maar ek in die veld, daar's so 'n parkie net so diagonaal oorkant my huis. Ja. En daar het nou 'n naguiltjie nes gemaak daar. So jy hoor dit in die aande, daai proper Ja. naguil Dat jy geluid. dink aan die wildtuin. Laat my heavy dink aan die wildtuin. Amazing. En vriende van my wat hier in Pretoria bly, hulle in hulle tuin het die ander naguil spesies. Daar's mos ek dink 2 of 3. Ja, daar's 'n klomp. Wel, ja, maar myne is die tipiese bosveld een, hè, daai. Ja, Daai een, daai weird ene ja. wat ek al ja. Maar die ander een wat soos 'n ek dink soos 'n ek weet nie, klink soos 'n brandalarm. Hy gaan soos het jy nog nooit daaraan gehoor nie? O ja. Ja, hy het nou in hulle tuin nes maak. So ek begin nou stadig, Ja. kan ek hulle al hoor en gaan. Ja. Baie is interessant. En daar was nou die aand 'n gevlekte ooruil Uil. in my tuin. Ja. Dit was baie cool. Het jy daar nog lekker baie bome in die Baie, area waar jy bly? baie, Dis baie. awesome, ja. Ek moet Dis sê awesome. dis een van die dinge ek woon in Johannesburg. En Johannesburg is mos gewoud as die grootste urban jungle in die wêreld. Ja, dis die stad met die meeste bome. Ja. En die area waarin ek bly is baie bome. Ja. Soos in die voorvaders het daar Gesaai. ek sê gesaai, maar dit is Gesaai, verkeerd geklink. geplant. Hulle het geplant daar. Die voorvaders het geplant. Hulle het geploeg en gesaai en geplant. En voortgeplant. Voortgeplant daar. So nee, daar's 'n boom elke flippend 2 vierkante meter. Dis is 'n boom. awesome, ou. Maar dis great vir voëls en vir Ja. en so aan, ja. Nee, definitief. Ou, Ons het selfs ons het selfs 2 misseljaatkatte Jessie. en 'n kommetjies gat muishond wat in ons area is. Ek het hulle al in my tuin gesien. Ja. My buurvrou sien hulle gereeld. Maar die muskeljaatkatte maak sin want hulle jag voëls in die aand. Ja, So ja. as die voeltjies Hulle slaap. vang ook my buurvrou se hoenders. O, dis 'n voël. Ja. Great. Ja. Sy's nie baie happy oor hulle nie. Ja, maar- wel. Hoor hierso. Ek wil gou hoor, aangesien ons hier op dromers en doeners is, sien jy jouself meer as 'n dromer of meer as 'n doener? Ek is meer van 'n dromer wat aspirasies het om meer van 'n doener te wees. Dis 'n goeie antwoord. Ja, ek is definitief meer van 'n dromer. In die sin dat ek het baie idees, baie planne en ek het nie altyd die tyd of energie of wilskrag om dit uit te voer Te doen nie, ja. Maar ek het sterk aspirasies om meer van 'n doener te word. Soos ek nou gesê het, die grootste verskil tussen my en my karakter. My karakter is iemand wat inspring en doen voor hy dink. Hy's 'n man dink eers vir weke voor hy dit doen. Ja. En miskien kan ek so half meet him in the middle tipe van ding. Ja. Miskien kan ek net bietjie dink nog steeds en ek dink nie ek gaan heeltemal van dit kan ontslaa raak nie, maar Ja. vinniger net gaan, right, kom ons doen dit. Dis iets waaroor ek tans met my sielkundige werk. Ek glo, Okay. by the way, ek het 'n sielkundige en ek is glad nie skaam daaroor nie, want ek dink in hierdie tyd van vandag
belangrik dat mense na hulle mental health moet omsien. Ek moet vir jou sê, daar's baie ek voel eintlik okay, maar ek moet vir jou sê baie keer wonder ek as ek nou 'n sielkundige moet gaan sien, sommer net vir 'n lekker chat. Wonder wat sal gebeur. Dis 95% van al my sessies is pretty much wat ons nou doen. Ja. Ons delf partykeer 'n bietjie dieper in, maar dis nooit soos hoe voel jy oor jou kinderlewe? En jy weet baie keer soos vertel my van dit en dan praat jy en baie keer is dit ook 'n geval van soos jy figure goed uit soos jy dit vir iemand hardop sê. Ja, dis cool. Maar ek en my sielkundiges nou besig om te werk daaraan met my want ek kan partykeer 'n bietjie van 'n perfeksionis wees. Ja. So dan is ek voel so nie dit moet verkeerd wees of 'n mislukking nie. So as sal dit eerder nie doen nie want net nou is dit nie reg nie. Jy weet tipe van ding. En mens moet eintlik leer om dit net te doen. Bietjie meer risiko's te vat. Ja. En al is dit nie die eerste keer great nie om te gaan alright, wel die volgende keer gaan beter wees. Ja. Wat het Thomas Edison gesê? Hy het mos 1000 keer probeer om die lightbulb reg te kry en hy het hom eers op die 1000ste keer het die ding lig aangegaan. Toe sê hulle vir hom, "Sjoe, jy voel seker terrible dat jou so lank gevat het." Toe sê hy, "No, I've now figured out 999 ways how not to make a light bulb." How not to make a light bulb. Wow. Ja. Dis 'n cool way om dit te sien. Ek dink beslis jy's 'n doener ook. Ek verstaan wat jy sê dat jy drome, maar droom beteken niks sonder aksies nie, maar ek meen jy het al 'n klomp goed achieve in jou lewe. So jy doen beslis, verstaan. So ek dink jy is definitief 'n definisie van 'n dromer en 'n doener. Dankie. Gou een vraagie, hierdie gaan dalk maybe 'n vraagie wees wat jy bietjie oor moet dink. As jy terugdink in jou karier of jou lewe sover, watse nee antwoord was eintlik vir jou 'n groot blessing? Soos toe iemand vir jou gesê het nee. Toe iemand my gesê het nee. Ja, iemand het vir jou gesê nee, jy kan nie hierdie doen of nee vir dit of nee, wat eintlik toe nou omgedraai het in 'n massive blessing. Sure. Dis eintlik 'n baie goeie vraag. Okay. Ja, ek kan nou niks nou op maar daar was definitief al sulke gevalle gewees waar ek gaan het. Ek is so dankbaar ek moes een keer ek kan nie te veel sê nie, maar ek moes een keer want ek wil nie mense weet of nou wat dalk mag kyk wat daar betrokke was nie, maar ek moes een keer kies tussen 2 produksies om te doen en my hart het gesê ek moet die een doen, maar dit was nie die beste, hoe kan ek sê, omstandighede nie, en die betaling was nie so wat wonders nie, wat ook al, en my kop het gesê, doen hierdie ander show, want dit gaan beter vir jou wees, en jou loopbaan en wat ook al, en ek het toe op die ou einde, ek weet nie hoekom nie, maar ek het besluit om met my hart te gaan, en toe doen ek eerder die kleiner, minder betaalde ene. En daai show was toe so sukses, dat hy vir amper 2 jaar geran het, waar ek vir 2 jaar lang inkomste gekry het. Die ander show het na 'n week toegemaak, want dit was 'n bietjie van 'n flop. So, dit was 'n goeie nee, maar dit is meer ek wat nee gesê het, maar ek hoor wat jy sê. Pretty much down the same line. Ja. Hier is een wat ek kan dink, net in wat ek nou geleer het van jou vandag, is hulle het vir jou gesê, nee, die karakter van die dokter, ons gaan nie jou vir dit gebruik nie. Ja, dit is 'n goeie idee. 10 jaar later is jy nog steeds op binneland, maar as Louis. Ja. So dit is 'n blessing. En weet jy wat, nee, ek onthou toe hulle vir my gesê ek gaan nie die karakter kry van die dokter nie. Mens is natuurlik teleurgesteld, maar ek was vir 'n dag miskien teleurgesteld. En toe ek ook oor dit, want ek weet nie, ek het net in my hart gevoel, ek het selfs my agent ook gesê, that wasn't the part for me. Ek is bly ek het gaan vir die audisie, dit is 'n goeie ervaring, maar dit was nie die rol vir my nie. En soos ek nou nog sê, 2 dae later, toe bel hulle en sê, jy gaan nie daai rol kry nie, maar ons gaan vir jou een skryf. En ek is vandag so dankbaar vir wat ek gekry het. Dis eintlik beter, want hulle het iets gekraft rondom wie hulle sien jy is. Ja. Wie het toe daai rol gekry as die dokter? Is daai rol nog steeds aktief? Nee, ek kan nie sê wie dit gekry nie. Nee, want hulle het nie baie lank gehou nie. So, jy hoef nie te sê, ja. Maar ek meen, ek wil net gevinnig, ek weet ons is al so 'n bietjie oor 'n uur. Ek moet gou hier aanraak, is weer terug. Ons het vroeër oor dit gepraat, hoe amazing hulle dit reg kry om 'n karakter wat in die storie inkom as 'n bad guy, sy karakter so te kan draai, dat jy op 'n stadium van hulle begin hou. En een van hulle wat jy genoem het, is die karakter Rian. Hy was ook way back in was hy ook 'n bad guy, ek meen. Ja, Rian het was so of
'n good guy wat toe 'n bad guy geword het en toe weer 'n good Guy, is, ja. Maar ja, daar's al 'n paar keer wat karakters inkom as jy weet 'n feeks of 'n baddie of wat ook al. En dan doen hulle so 'n goeie job dat ek dink ons vervaardigers en ons regisseurs dink, ons wil hulle nie eintlik laat gaan nie. Ons wil nie eintlik hê die karakter moet nou die storielyn moet nou klaar wees nie. So kom ons kyk of ons hulle weer kan terugbring op 'n later stadium en dan so afstadig maar seker die karakter bietjie meer kom ons sê nou maar menslikheid te gee. Ja. Sodat daai karakter dan nou eventually deel kan word van die binnelanders familie en van mense se huishoudings en sitkamers elke aand. Ja. Sonder dat hulle gaan, ag daai ene irriteer my verskriklik baie, weet tipe van ding. Ja, exactly. Ja, of sy het nou weer ander planne, jy weet wat ook al. Dis incredible hoe die skrywers en die vervaardigers dit reg kry om stelselmatig, jy kom dit nie agter nie, maar dan skielik hy van daai persoon en dan Ons het nou in die week daar gepraat die karakter van ek vergeet heeltyd daai karakter dan Pietro. Ja. Izet se karakter. Ek meen sy het in die storie ingekom reg om my te vermoor en tronk toe te vat en sy het my op 'n stadium bedwelm en toe of iemand het my met iets op my gesig druk en toe val ek flou en toe ek wakker word is ek op 'n tafel en sy daar met 'n mes, sy wil my oopsny en wat ook al. En nou toe gaan sy weg, toe vergewe Louja en nou bly sy by ons in die huis. Nou bly sy by hulle in die huis. En ons is nou besties, of nie besties, maar ons is nou vriende. Ja, dis So ja, dis die sepie wêreld daar. Ja, dis interessant. En die ander ding wat vir my ook interessant is, jy het vanoggend op pad hiernatoe toe sê skus ek gaan so 'n paar minute laat wees. Iemand het my vasparkeer. Toe dink ek ja, maar by Louis se huis en binnelanders parkeer almal mekaar ook vas. Ja, nee, dit gebeur mos so baie daar. Iemand het my legit vanoggend vasparkeer, maar ja, wel, ek bedoel daar is amper 40 mense wat daar bly op die oomblik. Wat in daai? Ek weet nie hoeveel mense bly daar tans daar is. Hoe groot is daai huis? Wel, dis 'n goeie vraag. Ek weet nie eintlik. Ek dink daar's 5 slaapkamers en dan in die kothuis buite. Dit moet wees Want dis Louis, Naomi, Talia, Pietro, Hannah, ons aangename kind, Joe, sy sussie, Jess, en dan Nicolette in die kothuis. Ja, so daar's 8 mense wat daar bly. Ja, dis in so klein stel. In so klein stelletjie, ja. Ja, dis amazing. Ja, hulle het nou die dag geklomp en hele geskiet in Joe se kamer. Ek het gesien dis 'n nuwe sy kamer is omtrent so groot soos ons hele kombuis. Great. Ja, is great. Ja. Hoorie so man. Ons tyd is ongelukkig verby. Ek wil vir jou sê baie dankie dat jy die tyd gemaak het om hiernatoe te kom. Dit was my so cool om met jou te kan chat en meer oor jou te leer en oor die karakter Louis en ek seker almal wat by die huis of op hulle fone kyk. Ja, asseblief. Ons het 'n geskenk vir jou. So dis 'n luiperd. Is dit 'n luiperdvel speedo? Jy moes dit. Ja, maar jy moet hom nou aantrek. Okay, ja. So hier's vir jou 'n koffiebeker van ons af awesome. By Dromers en Doeners. Dis awesome. Kan ek oopmaak? Jy kan hom oopmaak, ja. Met Dromers en Doeners op vir jou. Dis bitter cool. So as jy hom koffie uit hom drink in die oggende, moenie vergeet om te droom nie en aksie te neem en te doen. Dis awesome. Thanks, Quentin. En dan hierso in is vir jou 'n gift voucher van ons clothing sponsor af. So Valor 300 is ons klereborg. Dis awesome. So op daai voucher kan jy QR-code scan. Ek gaan op hulle webwerf gaan, jy kan vir jou 'n T-shirt kies. Dis awesome. Dis 'n baie cool brand, baie cool history agter die brand. So ja, jy kan 'n T-shirt verniet kry by hulle. Ja, baie cool. Ek weet nie of jy 'n T-shirt ou is nie, maar almal love 'n lekker stukkie T-shirt, ja. En ja, so thanks man, dis baie cool. Dankie Weller, dankie Dromers en Doeners. Ek dink hierdie gaan my ateljee beker word. Asseblief. Ons het soos elkeen ons eie beker. Dan kan ek my koffie in die oggend daar drink. En as iemand vra, vertel hulle van ons. As ek as iemand vra gaan ek ook vir hulle, ek sal obviously vertel van julle, maar gaan ek ook vir hulle sê, ja, dis my lese vir 2026. Droom en doen. Droom en doen, ja. Bietjie meer doen as droom in my geval. Maar mens mag nie ophou droom nie. Absoluut. Nooit. Weereens baie dankie en dan dankie aan almal wat gekyk het. Dankie aan ons borg Valor 300. Dankie vir Eldor Photo en Eldor Photo Rentals dat julle aan boord is en saam met ons collaborate. En ook dankie weer eens vir Jaco van Connection Studios en Connection Productions. Ons sien julle weer volgende week, selfde tyd, selfde plek. Totsiens. Want ons is
dromers en doeners, kom vertel jou stories